hartlike goeie dag broer en suster. Baie welkom by nog 'n aanlyn erediens hier by Luxmundi. Dit is my lekker om so op jou skerm te wees. Ek hoop regtig dat dit goed gaan met jou. Ek hoop dat jy daar waar jy is, ook die Here se teenwoordigheid vandag, wanneer jy ook al hierdie video kyk, op 'n baie spesiale manier sal beleef. Hier aan die begin wil ek sommer die afkondigings doen en ons is besig met ons reeks oor groei in verhoudings. Ons is nou al by episode 3 vandag, kragtige verhouding. Jy sien op die skerm daar vir verhoudings uitgeroep, verhouding in Christus, kragtige verhouding, herstelde verhouding die 3 Mei en liefdesverhouding. En daarna is dit Pinkster en na Pinkster gaan ons weer verder met Efesiërs 4 tot 6. So ek wil regtig vir jou uitnooi, bly by en groei saam met ons in hierdie tyd, soos wat ons deur hierdie brief aan die Efesiërs ook wandel. Dan wil ons ook vir jou geleentheid gee om die Here te dien met jou dankoffer. Daar is verskillende moontlikhede. Kom ons dien ook die Here op so 'n manier dat dit 'n refleksie is van ons harte, dat dit getuig van dit in ons harte aangaan en dat ons die Here ook daardeur sal eer. Dan is daar 'n nuwe groeigroep, 'n vrouegroep vir 30 tot 60 jariges, spesifiek bedoel vir enkellopendes en weduwees. Natuurlik is ander ook welkom, maar 'n nuwe groeigroep, as jy wie meer wil uitvind, kan jy hier by die gemeentesentrum by die inligtingstoonbank kom aanmeld of stuur asseblief 'n e-pos na erediens@luxmundi.org.za. So 'n nuwe groeigroep spesifiek vir vroue, enkellopendes en weduwees, 'n heerlike geleentheid om ook saam te kan groei. Dan ook ons vroue wegbreek. Ons het dit is om die draai die 15de tot die 17de Mei. En soos wat jy weet is dit lekker naby. As jy nog nie geregistreer het nie, bespreek asseblief nou moenie dit misloop nie. Dit beloof om regtig ook 'n geseënde naweek te wees. Dan het ons 'n spesiale versoek as daar iemand is wat dalk 'n rolstoel het wat in jou pad staan. Ons wil graag 'n rolstoel hier by die gemeente in ons inligtings by die infotoonbank beskikbaar stel vir lidmate wat iemand moet help om in die gebou in te kom. So van tyd tot tyd het ons so ekstra hulpie nodig. So as daar dalk iemand is, kan jy net die kerkkantoor kontak en dan kan ons reël dat hy hier uitkom ons sal dit ongelooflik baie waardeer. Goed, broers, dit is min of meer ongeveer naaste by die hele storie. Kom ons word sommer dadelik stil voor die Here. Ja, Here, wat 'n wonderlike voorreg om U te mag ken. Te kan weet dat U by ons is, waar ons ook al beweeg, dat U deur die Gees ook daar is. Dankie Here dat ons ook nou op hierdie manier voor U kan buig. Dankie Here vir die brief van Efesiërs, dat ons dit mag hê, dat U dit ook vir ons gegee het, dat ons ook nou daaruit kan leer. Vra Here dat U ook wanneer ons dan nou deur hierdie verse gaan, dat U ook so deur die Gees in ons sal werk. Ons oë sal oopmaak, ons harte sal oopmaak, ons ore sal oopmaak, ons denke sal kom vernuwe daardeur Here, dat ons hierdie woorde regtig ter harte kan neem en dat dit ons kom verander, kom vernuwe en dat ons daarvolgens kan lewe en dat ons so ook kan groei in ons verhouding met U en met mekaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, soos ek net gesê het, is ons besig met ons reeks oor Efesiërs en ons is besig met ons reeks oor om te groei in verhoudings en soos wat jy onthou, ons het dit in 2 gedeel, soos wat die brief van Efesiërs ook in 2 gedeel is. In die eerste 5 weke groei ons in ons verhouding met die Here, eintlik in ons verstaan van sy verhouding met ons, in hoofstuk 1 tot 3, waar Paulus vir ons dan die grootste openbaring in die geskiedenis, en dit is die geboorte en die sterwe van Jesus Christus, en die opstanding van Jesus Christus, en die uitstorting van die Heilige Gees, waar hy daardie apokalipsis, die openbaring vir ons verduidelik, sodat ons dit beter kan verstaan, en hoe dit op die ou ende ons hele lewe beïnvloed, en dit het 'n invloed op al ons verhoudings met mekaar, tussen man en vrou, tussen eienaars en slawe, tussen medegelowiges, tussen ouers en kinders, ensovoorts, en dit is wat ons dan in hoofstuk 4 tot 6
dan mee gaan besig wees. So ons het begin om daardie agtergrond so 'n bietjie te skets en ons het gepraat oor dat ons vir verhoudings uitgeroep is. En sien ons daar aan die begin van die brief hoe dat Paulus sy lesers aanspreek as heiliges en dat hy daardeur wil sê dat ons is uitgeroep, ons is die uitgeroeptes van die Here. Hy het ons eenkant gesit, hy het ons eindbestemming reeds bepaal en dat ons juist daarom kan weet, ons behoort aan hom. Ons is syne en ons is geroep om in hierdie verhouding met hom te staan, wat hy gekies het om met ons te kom hê. Verlede week het ons gepraat oor die volgende lang sin dan, vers 3 tot 14, Efesiërs 1 vers 3 tot 14 is een lang sin. En in daai lang sin kom verduidelik Paulus vir ons van al die seëninge van die Gees wat ons in Christus ontvang het, verhoudings in Christus, en dat hierdie verhouding wat ons met God het, wat hy met ons het, moontlik is, omdat die Here Jesus dit vir ons moontlik gemaak het. En hy lys al daai seëninge wat ons gekry het, dat hy ons vrygemaak het, begenadig het, dat hy ons verlos het, dat hy dit waarborg deur sy Gees, al die goeders wat hy vir ons gee, en sien ons so mooi hoe hy met daai refrein van daarom moet ons sy grootheid prys, daarom moet ons sy grootheid prys, daarom moet ons sy grootheid prys, vir ons in elke een van daai 3 paragrawe van hierdie sin, wat hy vir ons, 'n ander persoon van die 3 eenheid op die ou ende kom aan die woord stel, en sê, maar kyk hoe werk die 3 enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees is hier betrokke, en dat hy sorg vir alles. Mark het ons gehelp om daai beeld van die sambreel te sien, en dat hierdie sambreel regtig alles cover, en dat alles onder die Here Jesus se regering, onder sy koningskap op die ou ende inkom, en dat die Here regtig daardeur sorg vir alles. Hy sorg van ons verlede tot ons toekoms, tot ons Here. Hy cover alles. Hy maak seker. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het. Hy bepaal ons eindbestemming. Hy het ons uitgeroep van die begin af. Nog voor die begin het hy ons uitgeroep. Hy sorg regtig vir alles. En dit bring ons dan by die volgende lang sin, en dit is dan in vers 15 tot 23, wat ook een lang sin is. Typiese ding wat Paulus gedoen het, hy in sulke lang sinne geskryf het. En ons tema vir vandag, dan kragtige verhouding, en gaan ons hierdie ongelooflike gebed vir krag van Paulus lees, waar hy op die ou ende vir sy lesers bid, en sien ons hoe die Here Jesus se krag op die ou ende ook in ons dan werk. So, ons gaan die verse lees, en soos wat ons lees, gaan ons, so hier en daar sal jy sien, as daar ietsie wat onderstreep is, gaan ons by hulle stil staan, en ons lees vandag in die 2020 vertaling. My brein werk eintlik nog in 83 vertaling, maar die 2020 vertaling het hier vir ons so bietjie harder probeer om die struktuur, soos wat Paulus dit in die Grieks geskryf het, daai lang sinne op die ou ende bietjie bymekaar te sit, en dit help ons wanneer ons dit so lees, om Paulus se redenasie te kan sien, hoe hy dit op die ou ende dan in mekaar laat vloei. Goed, so ons lees daarvan in vers 15, en hy begin met hierdie woorde, om hierdie rede. Om wat se rede? Dit wat hy nou net gesê het, die vorige sin, nê. So hy het nou hierdie een lang sin gesê, en dan sê hy in die volgende sin, om hierdie rede, dit wat hy in die vorige sinnetjie gesê het, sê hy, as gevolg van al die goeders, as gevolg van die feit dat ons in Christus bestaan, as gevolg van die feit dat hy alles vir ons gegee het, dat die 3 enige God sorg vir alles, dat hy alles onder een hoof verenig, omdat ons in Christus verlos is, begenadig is, om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Nou, soos wat ons aan die begin gepraat het oor, maar wat is Paulus se idee, toe ons die eerste week by Efesiërs 1 vers 1 en 2 stilgestaan het, wat is Paulus se idee oor wanneer hy die woordjie heiliges gebruik, en dat ons moet seker maak dat ons, wanneer daar sulke tipe termes is, ons self so bietjie in Paulus se skoene weer gaan sit om te verstaan, maar wat is dit wat hy bedoel wanneer hy goeie sê soos heilig is, wanneer hy goeie sê soos geloof en liefde. Want sien, die probleem is ons lees die Bybel met 'n baie westerse, Afrikaanse 2026 terugskouende bril, en ons is so beïnvloed deur die media en deur allerlei goeders wat en die geskiedenis en hoe dit op die ou en ons denke beïnvloed en hoe ons sekere woorde verstaan. So daarom is ons verstaan van 'n woord soos geloof, 'n term soos geloof en 'n term soos liefde word deur al hierdie goeders beïnvloed.
Maar wanneer ons dan dink aan die tyd waarin Paulus skryf en wie Paulus is en onthou dat hy 'n fariseer is en wat sy agtergrond was en die keuse wat hy met ander woorde hier maak vir sekere woorde, dan moet ons bietjie anders daarna kyk. Want sien, ons dink baie keer oor geloof as doeteenvoudig iets waarvan ek myself oortuig dat dit die waarheid is, nê. As ek sê dat ek glo in die Here Jesus, dat ek met ander woorde glo dat Jesus 'n werklikheid is. Dat ek glo dat ek myself kan oortuig of dat ek kan sien dat hy waarlik gebore is, dat ek kan sien dat hy waarlik gesterf het, dat hy waarlik opgestaan het en dat ek dit glo. En Hebreërs 11:1 help ons natuurlik, nê, dat geloof is om oortuig te wees vir die dinge wat ons hoop, seker te wees vir die dinge wat ons nie kan sien nie, maar dat ons op die ou ene as gevolg van die manier hoe die wêreld so 'n bietjie invloed op ons gehad het en dat ons dink dat geloof is 'n soort van hierdie moeilike ding wat ek moet regkry, jy weet, want ek moet tog net bietjie harder glo en dat ek myself moet oortuig dat hierdie onsigbare ding wat ek nie kan sien nie, dat dit die waarheid is, nê. En het ons baie keer 'n idee van 'n Tinkerbell idee van geloof, nê. Van I believe, en hoe harder ek my hande klap, hoe helderder skyn Tinkerbell se liggie, nê. En dat die Bybelse idee van geloof is bietjie anderster as dit. In Paulus se tyd was geloof totaal en al 'n lojaliteitsding, want om te sê dat jy in Jesus glo, beteken dat jy jou lojaliteit aan hom op die ou ende gee, dat jy jou lewe aan hom op die ou ende gee, dat jy in hierdie persoon, wat teenoor soveel ander dinge staan, wat teenoor die keiser, teenoor die Romeinse Ryk, teenoor die Joodse Raad, teenoor al die godsdienstige leiers gestaan het, en dat ek met ander woorde gekies het om hom te volg, om in hom te glo, aan hom lojaal te wees, om my lewe op hom te verlaat, en nie aan die keiser nie aan die Joodse Raad nie aan die Fariseërs nie, en dat dit met ander woorde 'n keuse was wat ek gemaak het, om vir Jesus te kies, teenoor 'n klomp ander goed. So dit het absoluut gegaan oor hierdie lojaliteit, en waarop ek op die ou ende my lewe bou, waarop dat ek myself op die Here Jesus op die ou ende verlaat. So dis baie meer as om myself te probeer oortuig van iets wat ek nie kan sien nie, nê. Dit gaan oor dat ek myself heeltemal op hom verlaat. En dieselfde geld vir liefde. Dat liefde was ook 'n lojaliteitsding. Aan wie is ek op die ou ende lojaal? Die wêreld het ons oortuig dat liefde is 'n gevoel wat jy voel as jy 'n gevoel voel wat jy nog nooit voorheen gevoel het nie. Maar dit is movie liefde, nê. Dis storieboek liefde. En wanneer ons die woordjie liefde hoor, dan het ons baie keer dadelik hierdie koneksie met 'n romantiese tipe ding of wat dit ook al mag wees. Maar in daardie tyd was liefde ook 'n lojaliteitsding. Dit het gegaan oor 'n commitment tot die voordeel of 'n commitment tot aksie tot voordeel van 'n ander persoon. Dis waar dit gegaan het. Om myself daaraan toe te wy, te commit tot aksie tot voordeel van die mense rondom my. So dit help ons 'n bietjie om te verstaan wat hier aan die gang is. En dat Paulus dan sê dat hy het gehoor van hierdie mense se geloof, hulle lojaliteit aan die Here Jesus, dat hulle self, dat hulle op die Here Jesus vertrou en hulle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. So hy sê dat hy is dankbaar dat hulle besig is met die regte goed. Waarmee is hulle besig? Liefde vir God, liefde vir hulle naaste. Dis wat hulle mee besig is. En dat hy sê dat hy is dankbaar daarvoor. En dan is dit baie interessant om te sien dat die rede waarom Paulus vir hulle bid. En dat dit help ons ook om so 'n bietjie te verstaan en dalk ons eie idee oor gebed so 'n bietjie anders daaroor te dink, want ons het baie keer hierdie idee van as jou naam op die gebedslys land, dan is dit omdat dit nie op die oomblik met jou goed gaan nie, nê. Jy is siek of jy is hartseer, iemand aan die dood afgestaan of wat ook al. En dat dit die rede is hoekom ons vir jou moet bid. En ons sê baie keer vir mense, hoorie, dit gaan op die oomblik nie baie goed met my nie, bid asseblief vir my, maar ons sal baie min vir mense sê, of 'n boodskap stuur en sê, "Haai, dit gaan baie goed met my, bid asseblief vir my." Nee, ons doen nie dit nie. Maar dis presies wat Paulus sê. Dat hy sê, maar omdat dit met julle goed gaan, wil ek vir julle bid. En as ek dankbaar sê ek vir die Here dankie, maar dat ek ook aanhou om sonder ophou, ek hou nie op om in my gebede aan julle te dink nie.
En dalk is dit juist die manier hoe ons 'n bietjie moet dink oor hoe ons vir mekaar in die kerk bid, hoe ons vir ons gemeente bid, dat ons sal aanhou om vir die gemeente te bid, aanhou om vir mekaar te bid, ook wanneer dit goed gaan met ons. En wanneer ons dan sien waarvoor dit is wat Paulus bid, dan verstaan ons dit so bietjie, en dit help ons. Hy sê dan in vers 17, dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan. Hier kry ons weer daai woordjie van apokalipsis, openbaring, en die werkwoordvorm hier is, of die woordvorm hier gaan oor dat dit aanhou. Hy sê eintlik dat hy bid vir geestelike wysheid en aanhoudende openbaring. So hy sê dit gaan goed met julle, maar daarom bid ek juist vir julle, dat julle sal aanhou doen wat julle doen, dat julle sal groei in julle kennis van God, dat die openbaring sal aanhou, en dat julle al hoe meer sal sien waarmee die Here in julle besig is, dat hy aan sal hou om homself aan julle te openbaar, sodat julle dan die volgende goedjies kan insien, So 'n ongelooflike manier om oor gebed te dink, en dat dit dalk ons eie gebedslewe so bietjie kan vernuwe, omdat ons dit dalk 'n bietjie anders kan verstaan. Vers 18 sê hy dan, dat hierdie openbaring moet aangaan, dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien. Jy sal sien op die skerm, dat ek het nou daai goeders in bullet points, natuurlik in jou Bybel gaan dit nie so staan nie, maar as jy nou in die 2020 vertaling sal gaan kyk, gaan jy sien, hulle is mooi onder mekaar gedruk, al drie die watte, is daar mooi onder mekaar gedruk, want dit help ons weer om Paulus se struktuur mooi te sien, maar hierdie woordjie harte, dat die oë van julle harte verlig mag wees. In die Grieks is dit eintlik 'n enkelvoud hart. En dis ook mooi om dit te sien, as Paulus met hierdie mense praat, dat hy sê, dat die oë van julle hart, julle saam, julle almal, die eenheid, wat ons in Efesiërs 4 by gaan kom, dat julle saam, een hart, dat julle hart saam verlig mag wees. Kollektief, onthou hy praat hier met hulle saam, en nie net met individue nie, dis ook 'n belangrike perspektief om te hê, sodat julle kan insien. Wat moet hulle insien? 3 goeters. Wat die hoop is, wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is. Wat is hierdie roeping waarvan hulle die hoop moet kry? Dis wat ons verlede week gelees het. Die feit dat die Here ons voor die voorgrondlegging van die aarde al uitgekies het, dat die Here ons uitgeroep het om syne te wees, om sy eiendom te wees, om aan die Here te behoort, om uitgeroep te wees deur hom, gee vir ons hoop. Wat die heerlike rykdom van sy erfenis behels, sy erfenis, die feit dat ons aan hom behoort, dit wat hy vir ons bedoel het, weer eens daai ding dat hy reeds ons eindbestemming vir ons bepaal het, dit staan reeds vas op grond van dit wat die Here Jesus reeds gedoen het, dat ons eindbestemming staan vas, die erfenis wat daar vir ons lê, omdat ons aan die Here behoort, ons is syne. En dan wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is. Nou as ons hierdie woordjie mag lees en krag lees, en hier gaan ons nou baie oor dit lees in die volgende stukkie, dan dink ons ook weer eens op 'n baie menslike manier oor krag, omdat ons idee van krag is iets wat ek kan besit, wat my mag gee oor die mense rondom my, wat my die mag gee om te doen wat ek wil, wanneer ek wil, As ek kan doen wat ek wil, wanneer ek wil, dan het ek mag, En weer eens word ons so beïnvloed deur die wêreld, en jy het hierdie idee van superheroes, jy weet, hulle het mag, en al daai 190 Marvel movies wat ons almal moes gekyk het, en weet, daar's 2 weke of 3 weke of 'n maand of so van ons lewens dat ons nie gaan terugkry nie, maar in elk geval, dat 'n superhero is, jy weet, as iemand met mag is, iemand wat hierdie ding kan optel, of hierdie bad guy kan vermorsel, of hierdie ding kan optel en die bad guy daarmee kan vermorsel, of wat ook al. Maar dit is nie die mag wat hiervan gepraat word nie. Hierdie mag is nie, ek kan doen wat ek wil en I've got the power nie. Paulus kwalifiseer hierdie mag, en hy sê, hoe lyk hierdie mag? Hy sê, vir ons die mag, dieselfde onvergelykbare grootheid van sy mag is, wat vir ons wat glo, ooreenkomstig die werking van sy groot krag, ooreenkomstig die werking van God se krag, sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Dit is sy opstandingskrag,
wat in ons is, nee. Dit beteken dat in die kerk, in ons, is die krag om lewe uit die dood uit te bring. En weer eens nie, nou gaan ons met ons Bybels in die begrafplaas in, om die mense te gaan wakker maak nie, maar dink aan die situasies en die probleme en die verhoudings waar daar verrotting ingetree het, waar dit lyk asof daar geen ander uitkoms is nie, dat ons die Here Jesus soontoe kan bring, dat ons daar kan aansluit by dit wat die Here al reeds mee besig is, want die Here Jesus is reeds daar, maar dat die Here sy krag in ons, sy kerk gebring het, om juis in die wêreld sout en lig te wees, om in hierdie wêreld wat besig is om te verrot, lewe te bring. En dat dit juist daardie krag is wat in ons sy kerk is. En dan in vers wat hy sê, dieselfde krag wat hy uitgeoefen het in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemel. En dan vers 21, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. So nou gebruik hy hierdie groot afmetings, nee. Hy het hom uit die dooies uit opgewek, dis daar wat hy sê uit die dood opgewek, die Grieks sê uit die dooies opgewek, en hy het hom geplaas bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, bo enige naam wat genoem kan word. En dan ook nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige, weer eens, horisontaal en vertikaal, dat hy het die mag oor dit alles, in hierdie bedeling en in die toekomstige, bo elke mag en gesag, is die Here die een wat die mag het. En ons gaan nou later in Efesiërs gaan ons al hoe meer lees van hierdie owerhede en magte en gesagte wat aan die werk is, en gaan ons bietjie oor dit gesels, en die wapenrusting wat natuurlik nog op pad is, en al die goeders, en dat vir Paulus is daar, en ons wil nie spooke opjaag nie, en ons gaan nou mooi daaroor gesels, maar vir Paulus is daar definitief hierdie magte wat aan die werk is, waarteen ons stryd ook is, nee. En dink mooi aan die magte wat daar op die oomblik aan die werk is, as jy net dink aan iets soos die politiek in die wêreld, en die oorloë wat aan die gang is, en al daai magte wat teen mekaar trek, en hoe daai goeters op die ouene uitspeel, en die magte wat in ons eie land besig is om teen mekaar in spanning te trek, en bo elke een van daai, en elke een van watter mag of heerser, en bo elke naam, wat daar ook al mag wees, daar is Jesus nog steeds die een wat in beheer is. Hy is die een wat ook oor dit regeer. En dan vers 22, hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles. En weer eens moet ons dit hoor, hoof oor alles. Hy het alles onder sy voete gestel. Beteken my hele lewe, nie net my Sondaglewe nie, maar my weeklewe ook. Maar nie net my godsdienstige lewe nie, maar my hele lewe, dit alles, al my verhoudings, my finansies, my goed, my kinders, my hele lewe, my werk, my binneste, my buitenste, alles is onder sy heerskappy. Maar dan ook in die kerk, dat hy homself vir ons gegee het as hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Hoor jy dit? Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Die Here het gekies om homself aan hierdie wêreld te kom bekend maak en sigbaar maak deur sy kerk. Daarom gaan ek dit weer sê, en ek het dit al gesê, dat kerk is nie wat ons doen en waarheen ons gaan nie. Kerk is wie ons is, en wie ons is bepaal wat ons doen en waarheen ons gaan. Dit is ons identiteit. Die Here het gekies om ons sy liggaam te maak. Hy het ons gestuur om hom te vergestal, te beliggaam in hierdie wêreld. En as die mense met ander woorde dan vra, waar is God? Dan moet 'n mens eintlik die vinger na die kerk toe kan wys. Nie na die gebou toe nie na 685 Florisstraat Gasfontein toe, Lux Mundi die gebou nie, maar wys na die kerk, na die kinders van die Here toe, wat besig is om sy koningskap, die feit dat hy die een is onder wie almal is, die feit dat hy die een is wat oor almal regeer, die feit dat hy die koning is, moet sigbaar word in die kerk, moet sigbaar word in die manier hoe dat ons lewe, dat ons daarom sal besef, wie se koninkryk dit is wat ons bou, en dat ons hom op die ouene sal sigbaar maak.
Die Here werk met sy opstandingskrag in ons. En ons het met ander woorde daarom die krag om lewe uit die dood uit te bring. Wat as die kerk dit werklik glo? Wat as die kerk van die Here werklik so begin leef, dat sy koningskap en die feit dat hy regeer, sigbaar word, dat oral waar ons kom, mense kan sien wie ons koning is. Dat ons met krag sal optree en sal besef, dat ons met die krag van God gestuur word, om in hierdie wêreld sout en lig te wees, om so in elke verhouding, in elke ontmoeting, oral waar ons kom, so sy lig in hierdie wêreld te kan skyn. Dus is hierdie verhouding waarin God gekies het om met sy kerk te lewe, die verhouding waarvoor hy ons uitgeroep het, die verhouding wat hy moontlik gemaak het in Christus, is 'n kragtige verhouding, want sy krag, sy opstandingskrag is in elkeen van ons. Mag ons dit elke dag uitleef en sigbaar maak. Kom ons bid saam. Here, aan U kom toe al die lof en al die eer. U is ons koning en ons Here, en ons wil op so 'n manier lewe, Here, dit ook sigbaar word in alles wat ons doen, en die goeders wat ons najaag, en die verhoudings waarin ons op 'n daaglikse basis lewe, dat U ook so daarin regtig sal sigbaar word, en dat U ons daagliks sal herinner, Here, aan U groot krag, en dat ons sal besef dat ons nie alleen is, Here, dat ons sal besef dat ons aan U behoort, dat ons sal besef, Here, dat U opgestaan het en die dood oorwin het, en dat juist daardie krag in ons is, en dat ons op so 'n manier sal lewe, dat ons in hierdie wêreld wat U so nodig het, in hierdie wêreld wat verrotting en agteruitgang beleef en korrupsie, dat ons daar U lig sal kom skyn, U ons ook sal stuur daar waar U ons wil laat gaan. Here, dankie dat U gekies het om ons eerste lief te hê, en dat ons daarom in verhouding met U kan staan. Dat U ons uitgeroep het, dat U ons verlos het, dat U ons eindbestemming vasgemaak het, en dat ons aan U kan behoort. Ons loof en ons eer U. Amen. Broers en susters, ontvang die seën van die Here en gaan op jou pad in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen.